Die boek Spreuke is deel van die wysheidsliteratuur. Dit waarsku ons spesifiek teen die sonde van hoogmoed. Dit gee 5 waarskuwings oor hoogmoed as die moeder van sondes, want dit lei onvermydelik tot 'n vernietiging en 'n val. So die eerste van hierdie 5 redes is dat hoogmoed tree op as 'n aankondiger vir 'n ramp. Dit sê vir ons in hoofstuk 16 vers 18, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Wanneer iemand hoogmoed toelaat in sy lewe, waarsku Spreuke vir ons, dat die val binnekort gaan volg. Daar is 'n verband tussen 'n arrogante hart, sê Spreuke, en daardie uiteindelike ineenstorting. Net soos 'n gebou met 'n gekraakte fondament uiteindelik val, is hoogmoed aan die binnekant die rede waarom iemand in mekaar stort. Daar's 'n tweede waarskuwing wat Spreuke vir ons gee oor hoogmoed, en dit het te maak in hoofstuk 16 vers 5, met hierdie saak, die Here het 'n afskuw van 'n verwaande mens. Dit staan vas, so mens sal nie ongestraf bly nie. Nou, hierdie teks sê dat die Here diegene weerstaan wat hoogmoed in hulle hart toelaat. Dit verseker dat hulle nie ongestraf gaan bly nie. Onthou jy wat dit met Nebukadneser gebeur? Hy was gedwing om soos 'n dier te leef, totdat hy God se almag erken het. Koning Osia het hoogmoedig geword en uiteindelik die tempel ingegaan om self die wierook te offer wat gelei tot sy melaatsheid. Haman wou graag die Jode vernietig. Dit gelei tot sy eie teregstelling aan die galg wat hy self gebou het. 'n Derde waarskuwing is dat hoogmoed vir jou vertel van konflik. Selfverheffing lei altyd tot twis. Die wat goeie raad aanneem, het wysheid. Die ander verse fokus op die persoonlike ondergang wat hoogmoed veroorsaak, maar hierdie vers wys hoe dit verhoudings vergiftig en jou eie groei blokkeer. Agter elke aanhoudende rusie sit iemand se behoefte om reg te wees. Sonder hoogmoed sukkel jy om meningsverskille op te los. Dit word 'n voortdurende geveg. 'n Hoogmoedige persoon beskou die feit dat hy advies van ander neem as 'n teken van swakheid of van minderwaardigheid. Deur hierteen te waarsku, moedig hierdie spreek ons aan om op daardie pad te loop wat die gebaande weg is. Die 4de waarskuwing wat hierdie gedeelte vir ons gee uit Spreuke, is dat selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Nou, in plaas daarvan om die respek te verkry waarna hulle smag, lei hulle arrogansie uiteindelik tot vernedering en 'n verlies aan reputasie. Die 5de waarskuwing sê vir ons in hoofstuk 3 vers 7, moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Miskien is die grootste gevaar dat 'n hoogmoedige persoon wys word in sy eie oë. En hierdie selfbedrog verhoed hulle om te leer, om raad aan te neem, om te bly groei. Spreuke sê daar's meer hoop vir 'n dwaas as vir so 'n persoon. Nou wonder ek of jy in afhanklikheid met die Here leef vandag. As jy dit doen, het jy vanmôre voor hom stil geword op jou knieë, vir hom erken jy kan nie sonder hom nie. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is dat U ons sal bewaar van die dwaasheid van hoogmoed. Amen.